Goeienaand geliefde broers en susters en baie hartlik welkom in ons erediens vanaand ook aan besoekers wat vanaand hier by ons is. Baie hartlik welkom aan elkeen van u. Wat 'n voorreg om dan ook vanaand in die huis van die Here saam te mag wees. Ek het ons het vanmiddag hier buite gestaan en groet het, toe maak ek self uit wat ek net gemaak het om te sê vanoggend, want die mense so gewoond om in die oggendkerk te gaan en nie in die aand nie, maar tog is dit lekker om aan die einde van die dag te mag kom en te weet dat ons kan dan ook hierdie dag afsluit in die naam van die Here. Vandag vier ons Palm Sondag. Ek sal so 'n bietjie in die preek later meer sê oor Palm Sondag, maar tradisioneel gaan Palm Sondag daaroor dat dit nog 'n redelike opgewekte gees of atmosfeer het, omdat Jesus lewe en daar hierdie intog van Jesus in Jerusalem is. Maar tog is Palm Sondag ook daardie keerpunt in die hele passieverhaal. Dis daardie keerpunt wanneer alles verander van lig en opgewektheid na iets bietjie meer donker, na iets meer morbied, omdat ons weet wat volgende gaan gebeur. En dit vier ons dan eerskomende Vrydag met Goeie Vrydag. Geliefde broers en susters, ons gaan vandag ons erediens dan ook begin met die sin van die toetredlied. Dit is lied 547, wat eintlik 'n tipe lofsang is aan die Here, want onthou tydens die intog van Jesus in Jerusalem het die skares wat Jesus gevolg het, hom ook geloof, hom ook geprys en gesê hy is die seun van God, hy is die seun van Dawid wat Jerusalem binne gekom het. Hy is die verwagte Messias waarna hulle al vir so lank uitsien. En daaroor was hulle bly, daaroor was hulle opgewonde, daaroor het hulle gejubel. En daarom begin ons dan ook hierdie erediens vandag met 'n lofsang saam. 'n Titellied, lied 547, ons gaan daar al 3 verse saam sing. Geliefde broers en susters, genade en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.
saam met die woord van die Here in die Nuwe Testament en die Evangelie, soos wat Matteus dit vir ons weergee. Ons gaan daaruit hoofstuk 21 uitlees van vers 1 af tot by vers 11. Skriflesing Matteus 21 van vers 1 af. Daar lees ons: Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê: Gaan na die dorpie daar reg voor julle. En net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle verby. En as iemand julle iets daaroor vra, antwoord dan: Die Here het hulle nodig en hy sal hulle gou weer terugstuur. En dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion: Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe vooruitgegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit. Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad gegooi, en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep: Prys die Seun van Dawid. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: Wie is hierdie man? Die hele skare het geantwoord: Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Die Here Jesus self sê dat as julle in my bly en my woorde in julle, vra dan wat julle wil hê, julle sal dit kry. Geliefde broers en susters, ons gaan nou vir 'n oomblik 'n minuut van stilte hou. En juis in hierdie moment van ons erediens begin ons gebuigdheid van lofprysing aan die Here na 'n meer sombere atmosfeer verander. 'n Meer gewyde atmosfeer verander, omdat ons weet ons is op pad na Goeie Vrydag toe. Ons is op pad na daardie dag toe die Seun van God aan 'n kruis gesterf het, 'n sondaar dood gesterf het, 'n verguisde dood gesterf het, sodat ons as mense vir altyd kan lewe. Kom ons raak net vir 'n oomblik stil. Geen oomblik van stil gebed, om onsself aan die Here te wy, diepe afhanklikheid, daardie groot gawe, daardie groot liefde wat hy aan ons bewys. Een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, ene wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het in die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, die mens geword het, wat selfs ter wille van ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader,
wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo in 'n heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die ontslapenis en die opstanding van die ontslapenis, lewe van die toekomstige eeu. Amen. Volksvertelling in die Tsjechiese Republiek vertel van 'n wyse ou man in 'n dorpie in die land. Nou oor baie jare het baie van die jonger mense in die dorpie hierdie ou man probeer vasvra met 'n verskeidenheid van strikvrae. Selfs mense uit die naburige dorpe of uit 'n groter gemeenskap uit het na hierdie wyse ou man toe gekom om hom met een of ander strikvraag vas te vra. Of om vir hierdie ou man 'n vraag te vra waarop hy die verkeerde antwoord gaan gee. Maar telkens op al hierdie vrae het hierdie ou man altyd die regte antwoord gehad. Wanneer mense hom genader het om vir hulle raad te gee, het hy altyd bygestaan met goeie raad. Nee, as mense advies by hom gesoek het, het hy altyd van goeie, wyse advies bedien. Maar op 'n dag daag daar 'n jong man op, ook met 'n strikvraag. Ook met 'n poging om hierdie ou man vas te vra. Die jong man gaan staan toe met sy hande so agter sy rug en toe vra hy vir hierdie ou man: "Ek hou 'n voeltjie agter my rug vas. Lewe die voeltjie of is die voeltjie dood?" En net daar besef hierdie ou man, hierdie jong man het my nou op hierdie vraag. Wat as ek sê hierdie voeltjie is dood?
Dan haal hy sy hande agter sy rug uit en maak sy hand oop en dan vlieg die voeltjie weg. Dan gaan ek verkeerd wees. As ek sê die voeltjie lewe, dan druk hy die voeltjie dood agter sy rug. En toe antwoord hierdie wyse ou man, hierdie jong man en sê vir hom, ek weet nie of die voeltjie lewe en of die voeltjie dood is. Maar wat ek wel weet, is dat die antwoord op die vraag lê in jou hand. Wat ek wel weet, is dat die keuse joune is, daardie voeltjie lewe of nie. Nou geliefde broers en susters, hierdie vraag oor lewe en dood omsluit eintlik die gedagte van Palm Sondag. Jy sien geliefde broers en susters, vandag, soos ek al vroeër gesê het, vier ons Palm Sondag. Ons vier die intog van Jesus Christus in Jerusalem in. Kort voor daardie goeie Vrydag, daardie swart Vrydag, die Jesus Christus ter dood veroordeel is, gekruisig is, gesterf het, sodat hy daardie Sondag weer uit die dood uit kon opstaan. Maar op hierdie Sondag vier ons Palm Sondag. En hoekom noem ons dit Palm Sondag? Gewoon omdat ons hier in vers 8 van ons teksgedeelte gelees het, dat mense het takke van die bome afgepluk en dit voor Jesus op die pad neergesit toe hy Jerusalem binne gegaan het. Dit was heel waarskynlik palmbome gewees. Heel waarskynlik palmtakke wat hulle voor die Here Jesus Christus in die pad neergelê het. En daarom noem ons dit Palm Sondag. Palm Sondag herinner ons aan die intog van Jesus in Jerusalem in. En Jesus se intog in Jerusalem in beskryf al die evangelies vir ons eintlik as 'n tipe triomftog, 'n oorwinningstog. As ons dan mooi luister en verstaan dat tradisioneel was 'n triomftog gewees wanneer 'n weermag uitgegaan het en gaan oorlog maak het teen 'n ander stad of teen 'n ander volk. En wanneer hulle die oorlog gewen het, dan kom hulle terug na hulle huise toe. En dan wag die inwoners van die stad buite die stad vir hulle. En dan gooi hulle klere of hulle gooi takke of selfs juwele of kosbare besittings in die pad voor hierdie soldate. En besing eintlik hulle lof oor die oorwinning wat hulle behaal het. En dit het hulle 'n triomftog genoem, 'n oorwinningstog vir daardie oorwinnaars wat die stad binne gaan. Daar is al baie kenners en baie kommentare wat van mening is dat hierdie beskrywing van Jesus se intog in Jerusalem in as 'n triomftog of 'n oorwinningstog is eintlik 'n voorspelling van die oorwinning wat hy daardie Sondag behaal het toe hy die dood uit opgestaan. Dis 'n voorspelling van die oorwinning, die triomf wat die Here Jesus Christus vorentoe gaan behaal. Ek self natuurlik is van mening dit het eintlik niks met mekaar te doen. Want dis hierdie selfde skare, dieselfde mense wat by die intog van Jesus in Jerusalem in betrokke was, wat hom geloof het en geprys en deel was van hierdie triomftog, wat daardie selfde Vrydag gesê het, kruisig. Wat daardie selfde Vrydag hulle rug op hierdie oorwinnaar gedraai. Jy sien die skare wat gedink het Jesus Christus is die Messias en toe hulle vertroue in hom verloor het, binne etlike dae en hom doodgemaak het. Ek dink nie hierdie triomftog beskrywing het enigstens te doen met die oorwinning wat Jesus behaal het. Hierdie hele triomftog beskrywing, hierdie oorwinningsbeskrywing was eerder 'n nuwe bevestiging van Jesus se doel hier op aarde. Kom ek verduidelik vir u hoekom ek so sê. Jesus is nou in Betfage, in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Betfage was nie werklik 'n dorpie gewees, dit was eintlik net 'n plek wat geleë was teen die Olyfberg, omtrent so 'n kilometer buitekant Jerusalem. En hier in Betfage is Jesus op pad nou na Jerusalem toe. Net soos wat ons vandag weet, hoekom Jesus Jerusalem toe gaan, het Jesus self ook geweet hoekom hy Jerusalem toe gaan. Hy gaan om te ly, hy gaan om te sterf. Hier binne in Jesus kan ons onsself indink, was daar hierdie geweldige konflik gewees. Jesus word hier binne in hom gekonfronteer met daardie vraag oor lewe en dood. Dit waarna ek nou verwys in die verhaaltjie wat ek vertel. Jesus het hier binne in hom hierdie konflik aan die gang
oor of hy hier lewendig Jerusalem gaan instap en ooit weer lewendig uit Jerusalem gaan uitstap. Menslik gesproke is hierdie tog 'n maklike keuse. Maar wat was God se plan gewees? En dis waar Jesus se konflik binne in hom vandaan kom. Sy volledig mens wees is in konflik met sy volledig God wees. Sy volledig mens wees wat belewe is in konflik met sy volledig God wees wat 'n groter plan vorentoe het. Sou Jesus sy mens wees kies, beteken dit hy druk sy God wees net daar en dan dood. As hy sy God wees sou kies, is dit vanselfsprekend dat sy mens wees gaan doodgaan. Jesus is in hierdie strikvraag, hierdie konflik binne in homself gewikkeld. En terwyl Jesus in hierdie konflik gewikkeld is, doen hy nog steeds wat God se plan is. Jesus wat haal 'n donkie en haar volk. En dan lees ons hier in vers 5, dit is om te vervul wat die profete Jesaja en Sagaria voorspel het gaan gebeur. Die verwagte Messias gaan op 'n pakkie Jerusalem binnegery kom. Jesus hou nog steeds by wat God se plan is, hoewel hy hier binne in hom nog steeds gewikkeld is in die konflik. Hy weet nog nie wat die antwoord van hierdie konflik is nie. Hy weet nog nie, gaan hy lewe of gaan hy sterwe? Nie die hele triomftog word vir ons beskryf wanneer Jesus Jerusalem binnegaan. En dan lees ons hier in vers 9, en ek lees dit vir u soos ek dit vertaal het uit die oorspronklike Grieks uit. Hier skree die hele skare, Hosanna vir die Seun van God. Geseënd is hy wat in die naam van die Here kom. Hosanna in die hoogste. Die woordjie Hosanna is 'n Hebreëse woord wat baie keer gebruik word as 'n aanduiding vir lofprysing aan God. Ons kry hierdie woordjie byvoorbeeld uit Psalm 118 uit vers 25 en 26. Hierdie woordjie Hosanna wat ons baie keer gebruik as 'n lofuitdrukking aan God, is juis wat dit is in Psalm 118. Maar hoor dan baie mooi. Hierdie woordjie Hosanna het 'n dieper betekenis. Hierdie woordjie is nie net 'n lofprys. Dis eintlik 'n pleitgebed op sy eie. Want die woordjie beteken letterlik verlos ons tog. Binne die konteks van Psalm 118 word hierdie woordjie gebruik om te sê verlos ons tog, Here, want U is God. Verlos ons tog, Here, want U is almagtig. Verlos ons tog, Here, want U is die God van redding. Daar word iets gesê oor die lof en die eer van God, wat dan verband het met Hosanna. Maar Hosanna beteken verlos ons tog, is 'n pleitgebed. Ek gegee die konteks van hierdie konflik binne in Jesus op daardie donkie se rug. Wat hoor? Wat skree die skare vir? Hosanna. Verlos ons tog. Hosanna. Dink tog aan ons, gee vir ons uit. Hier op hierdie donkie se rug hoor Jesus hierdie mense, hierdie skare wil lewe. Sy mensheid binne in hom wil lewe. Maar om werklik hulle Hosanna te beantwoord, wat beteken dat hy moet sterf. Om hulle werklik te verlos, beteken dat hy gaan doodgaan. Hierdie triomftog gaan nie soseer oor die oorwinning wat Jesus gaan behaal. Hierdie triomftog is 'n uitroeping. En weer is Jesus Christus se goddelike opdrag te gaan bevestig. Gaan en verlos. Dis waaroor Palmsondag dan gaan. Jesus wil lewe, mense wil lewe. Maar dit gaan beteken dat hy as mens gaan moet sterf. Die antwoord op hierdie vraag tussen lewe en dood lê in Jesus se hande. Dis Jesus se keuse
of hy gaan lewe en of hy gaan sterf. Dis Jesus se keuse of hy sy mensheid gaan kies en of hy gaan hou by God se plan en sy godheid gaan bou. En Jesus maak dan daardie keuse. Jesus hou by God se plan. Wat is God se plan? God se plan is liefde. God se wet vir ons is liefde. God verwag van ons liefde. En uit liefde maak Jesus die keuse. Sodat mense sy hosannas beantwoord sal. Jesus maak daardie keuse om mense te verlos tot op die hoogste vlak. Nou geliefde broers en susters, wat het Palm Sondag op die einde van die dag met u met by te doen? Want Palm Sondag is weer eens daardie herbevestiging wat Jesus Christus se doel hier op aarde was. Waar pas ons in die prentjie? Want die sien geliefde broers en susters, u en ek is ook daardie mense wat deel is van die triomftocht. Dis ook u en ek wat daardie Vrydag gestaan en skree, kruisig. Dis ook u en ek wat iets beleef het van Jesus Christus, die grootheid, die ingryping en die mag van God. Dit wat ons beskou as triomfantlik. Hele rukkie gelede lees ek 'n boodskap, ek kan nie eens onthou waar nie. Maar in die boodskap is dit 'n interpretasie van die gelykenis wat Jesus vertel in Matteus 18 oor die verlore skaap. Ek dink baie van u het al die gelykenis gelees. In die gelykenis gaan dit dan ook primêr daaroor dat Jesus is die goeie herder wat die skape oppas. En dan kom hy agter uit 100 skape, maar een van hierdie skape is weg. En dan los hy die ander 99 skape daar in die berge, daar in die bosse, daar in die vreemde en die gevare, om daar die een skaap wat weggeraak het, soek. Nou vir ons wat na die gelykenis luister, ons wat die gelykenis lees, selfs die eerste hoorders van Jesus wat hierdie gelykenis die eerste keer gehoor het, klink dit dom. Dit klink tog asof hierdie eintlik onverantwoordelik is van hierdie herder om die ander 99 skape net so te los. Dit klink vir ons asof hierdie herder die verkeerde besluit geneem het. Asof hierdie herder die verkeerde keuse gemaak het. Hoekom dink ons so? Wat as daardie een skaap so dom wil wees om af te dwaal van die trop af? As daardie een skaap so dom wil wees om die verkeerde keuse te maak en die verkeerde pad te volg en weg te raak van die trop af? As daardie skaap so dom is dat hy nie 'n deel van die trop wil wees nie, los daardie skaap. Totdat jy besef jy sal skaap. Totdat jy besef die hele gelykenis gaan eintlik oor jou wat afgedwaal het. Oor jou wat verkeerde keuses gemaak het. Oor jou wat die verkeerde roete ingeslaan. En uit liefde het die Here Jesus Christus daardie keuse gemaak. Geen sterf. Uit liefde het hy die keuse gemaak om na jou te gaan soek. Jy weggeraak. Uit liefde het hy daardie keuse gemaak om jou sala te beantwoord. Jou te verlos tot op die hoogste vlak. Om jou te verlos van ewige verlore wees. Geliefde broers en susters, Palm Sondag bring u en my vanaand ook voor 'n keuse te staan. Daagliks in ons lewens word ons met dieselfde ding gekonfronteer. Dis lewe en dood. Ons word gekonfronteer met daardie vraag: wil jy lewe? En wil jy die lewe in oorvloed hê elke dag van jou lewe? Wil jy gevind word in hierdie wêreld? Wil jy gevind word waar jy wegraak? Waar jy soms afval, waar jy soms foute maak en soms verkeerde keuses maak en waar dit jou dan hier te staan? Wil jy hê die Here moet jou daar gaan kry? Wil jy weer gaan lewe in die volheid van God se wysheid elke dag? Wil jy elke dag jou lewe ten volle gaan leef met daardie sekerheid
van God se bystand met goeie raad en advies elke dag. Wil jy elke dag met daai sekerheid lewe dat die Heilige Gees sal jou in die hand vat en jou lei op jou lewenspad elke dag. En weet dat selfs daar waar gevaar dreig, of dit nou fisies is, emosioneel is, of dalk gewoon net iets is wat jou emosioneel in gevaar stel. Is dit jou keuse dat God jou moet verlos, jy moet vind tot op die hoogste vlak. Of ons word gekonfronteer met die ander kant van dieselfde muntstuk. Wil jy sterf? Wil jy in hierdie wêreld gewoon verlore bly? Wil jy elke dag hierdie lewe gaan en weet, daar's niemand wat na jou kom soek? Wil jy hierdie lewe gaan en weet, dat daar's niemand wat jou kom help? Wil jy elke dag hierdie breë wêreld gaan leef en weet, niemand gaan jou ooit red? Niemand gaan ooit luister na jou Hosanna. Die keuse is in jou hand. Die keuse is joune om te maak. Die antwoord van die keuse is by jou. Geliefde broers en susters, die Here Jesus Christus het klaar sy keuse gemaak. Hy het jou gekies. Hy het klaar die keuse gemaak om doodgedruk te word, sodat jy kan lewe. Hy het klaar die keuse gemaak om jou te verlos. Wat is jou keuse? Amen. Geliefde broers en susters, kom ons bid. Ons almagtige God, ons liefdevolle hemelse Vader. Here, dit is partykeer met soveel agting, soveel kleinheid, in alle nederigheid, dat ons U liefdevol en Vader noem. Want Here, ons besef nie aldag hoe groot die liefde werklik vir ons is. Ons sien nie aldag U liefde in ons lewens raak. Wat er nog te sê daarvan, Here, om U liefde te gaan deel in die wêreld daar buite. Here, ons Here, dis hier op Palm Sondag wat ons opnuut weer besef dat die konflik, die konfrontasie wat so baie keer in ons eie gemoed is, verstaan U, want U self het daardie konflik en daardie frustrasie deurgegaan. Here, ons is so dankbaar om te weet dat U is nie 'n God wat geen medelee met ons as mense het nie, maar U sien ons raak. En selfs meer as dit, Here, U luister na ons. Wanneer ons na U roep, verlos ons tog, Here, is U net daardie een woord gebed werd. Daardie een pleit gebed. Hosanna. Here, dankie dat U vir ons in die bres steek. Dankie, Here, dat waar ons in hierdie wêreld leef en ons baie keer vasgevang word met hartseer gebeure wat oor ons pad kom. Hoor U ons Hosanna en bring vir ons vertroosting. Waar ons so baie keer die slagoffers word van mense, die slagoffers word van omstandighede en ons in alle afhanklikheid Hosanna na U roep. Tree U vir ons in en bring U vir ons uitkoms. 'n wonderbaarlike manier waar ons dit glad nie verwag het. Here, daar waar ons baie keer doelbewus besluit om U nie te kies nie. Besluit om eerder nie lof en eer aan U te bring nie, maar eerder te skree, kruisig God. Is U 'n genadige God. Maar dit nie teen ons hou nie, wat ons vergewe. Weer en weer, keer op keer. Here, dankie. Daardie liefde wat onbegrens is. Daardie liefde wat ons nie kan verstaan, maar wat ons tog elke dag omarm. Wat ons elke dag lei. Wat ons elke dag bystaan met goeie raad en goeie advies. Here, maar vanaand kom ons as gelowiges in U teenwoordigheid saam.
Ons kom bid, Here, U te loof, U te prys. Ons kom bid, Here, omdat vanaand oor U gaan. Omdat dit gaan oor U wilsplan, U heilsplan, wat elkeen van ons insluit, omdat U ons gekies het. Here, help ons, lei ons deur U Gees, gee vir ons daardie wysheid wat ons nodig het, om daagliks in ons lewenswandel, so ook vir U te kies. Ons bid hierdie dinge, Here, nie omdat ons dit enigstens verdien nie, maar ons kom bly dit in diepe afhanklikheid van die groot heiligheid. Amen. Liefde broers en susters, as 'n slotsang, sing ons ook lied 484. Ons ken die lied, 'n pragtige lied wat opbou en juist daaroor gaan dat ons vasgevang is in hierdie gebroke wêreld. Hierdie wêreld wat ons daagliks herinner aan ons eie mislukkings, ons eie foute, ons eie tekortkomings. Hierdie wêreld wat daagliks daarop uit is om ons drome, ons verwagtinge aan skerp te laat lê. Maar hoe die lig van die Here dan in ons lewens deurdruk. Hoe die lig van die Here vir ons die pad vorentoe wys. Hoe daardie lig van God se liefde ons elke dag omarm. En selfs daar waar ons val, waar ons partykeer seer kry, ons weer optel en ons vertroos. Kom ons sing dan as 'n slotsang, 484, ons sing daar al 3 die verse saam, as ook 'n gebed aan die Here, om hom eer te bring, vir sy groot liefde vir ons.
ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal die seën en die beskerm. Die Here sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Die Here sal die gebede verhoor en aan die sy vrede gee. Amen.